Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vanmôre varslik ook en nuut opgestaan het. Ons eer die Here dat ons weet dat hy op die troon van die hemel sit, dat hy van die aarde maak die voetbank van sy voete. Ons het 'n groot opgewondenheid in ons hart, omdat ons weet dat die Here op ons voetstappe rig en hy lei ons, soos Psalm 23 vir ons leer, na waters waar rus is. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 173. Dis nou nie 'n baie bekende gesang nie, maar daar's 5 versies en u is baie welkom om op die eie tyd so 'n bietjie deur hierdie versies te lees. Maar ek lees vir u so vers of 2 net om vir u te bemoedig met die feit dat die Here op die troon van die hemel sit, dat hy in beheer van my en jou lewe is. Daar staan: verheerlik aan God se regterhand, regeer sy seun as koning. Daar in die nuwe vaderland maak hy vir ons 'n woning. Vandaar sal hy as regter kom, kniel neer oor al wat lewe. Voor hom sal mense woord verstom, sal elke skepsel bewe. En dan die laaste vers: kom kerk van Christus, doen sy werk. Die einde kom steeds nader. Hy is die koning wat ons sterk tot diens van God, die Vader. Wonderlik om te weet dat die Here opgevaar het na die hemel. Hy het vir ons gaan plek voorberei. Die Bybel sê hy sal kom as regter om te oordeel die lewende en die dode. En dan die oproep: kom kerk van Christus, doen sy werk. Vriende, ons moet werk terwyl dit dag is. Die Bybel sê die nag kom wat ons nie meer kan werk nie. Dan gaan die dag aanbreek wat u en ek die tydelike met die ewige gaan verwissel. En dan is daar nie meer tyd vir werk nie. Dan moet ons loon ontvang vir die werk wat ons op aarde verrig het. Mag u en ek getrou wees in ons arbeid vir die Here, en mag ons ook eendag die mooiste by hom ontvang, en dan loon wat ons aan sy voete kan neerlê uit dankbaarheid vir hierdie groot verlossing wat hy vir ons geskenk het. Ek wil u vanmôre nooi om saam met my te kyk daarna Hebreërs 13. Ons gaan net een vers met u hanteer en eintlik stilstaan by een besondere gedagte in hierdie vers. Daar staan in Hebreërs 13 vers 5 en mense vra baie keer wie die boek Hebreërs geskryf, ons is nie seker nie. Baie van die teoloë reken dit was die apostel Paulus, omdat ons kan kyk na die struktuur en ons kan kyk na die gebruik van woorde en grammatika en al hierdie dinge, en dit lyk of Paulus dit geskryf het, maar ons kan nie met sekerheid sê nie, en die Here het goed gedink om dit nie vir ons aan te kondig nie. Maar die Hebreërs skrywer, geïnspireer onder die leiding van die Heilige Gees, skryf hierdie baie besondere boek. En vriende, as ons die boek Levitikus wil verstaan, moet ons die boek Hebreërs lees. Want u sien, in Hebreërs lees ons hoe die Here Jesus Christus die vervulling van al daardie offers was, wat in die boek Levitikus na vore kom. Nou skryf die Hebreërs skrywer in vers 5 en hy sê vir die gemeente: julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê: ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Nou hierdie woordjie, hy het gesê, dui vir ons op die gesagsbron, die een wat nou aan ons 'n sekere waarheid deurkommunikeer. Nou, u wat al kinders groot gemaak het, weet presies hoe dit werk, vriende. As ek vir een van my seuns gesê het, gaan sê vir jou broers, dan hardloop hy so vinnig en so haastig as moontlik, en hy kom by sy broers aan, en hy sê vir hulle: pa het gesê. En die oomblik as hy die woorde gebruik, pa het gesê, dan weet die ander 2 broers, hulle moet nou luister, wat die gesagsbron is pa, en een van die seuns dra die boodskap oor, wat pa wil deurkommunikeer. En dis presies dieselfde gedagte hier, is God wil vir sy kinders sekere waarhede kom leer. Die eerste een is eintlik maar 'n waarskuwing vir ons almal. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Nou vriende, dis nie 'n sonde om geld te hê nie. Dis nie 'n sonde om besittings te hê nie. Dis nie 'n sonde om suksesvol te wees op tydelike gebied nie. Maar die Bybel sê dat geld ons nie moet besit nie. Ons besit geld om dit te gebruik tot eer van die Here, tot verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, tot versorging van ons gesinne. Maar die belangrikheid is dat geld ons nie moet besit nie. Wat is die verskil? Jy sien, wanneer geld ons besit, dan draai ons lewe om geld. Ons dink geld, ons beplan om meer geld bymekaar te maak, dis ons oggend- en aandpraatjies, ons hele lewe sentreer rondom dit. En die Bybel sê ons moenie vir ons skatte bymekaar maak wat mot en roes verniele, wat diewe inbreek en steel nie, maar ons moet vir ons skatte bymekaar maak in die hemel. Daarom is belangrik dat ons sal sien, dis nie 'n fout of 'n sonde of 'n probleem om geld te besit of om hard te werk om bymekaar te maak nie, maar die Bybel sê ons moenie dat hierdie goed ons lewens oorheers nie. Die tweede gedagte, baie belangrik, wees tevrede met wat jy het. Jy sien die skrywer van hierdie brief kom en hy leer vir ons dat ons ook tevrede moet wees. In die eerste plek, tevrede in dit wat die Here vir ons afgemeet het in hierdie lewe. Die deel wat hy vir ons gegee het. Daar is baie mense wat so jaloers is op ryk mense dat hulle nie kan funksioneer nie.
Daar is ryk mense wat neerkyk op arme mense en daar is ryk mense wat ontevrede is met wat hulle het en arme mense wat ontevrede is met wat hulle het. Ons is nie tevrede met ons kos nie, ons is nie tevrede met ons huis nie, ons is nie tevrede hoe ons lyk nie, ons is nie tevrede met wat ons ry nie. En dis asof die Here net vir ons wil kom stil maak en by die punt bring om vir ons te sê, my kinders, jou gedrag moet in die eerste plek vry wees van geldgierigheid. Moenie dat geld jou lewe oorheers en besit nie. En dan, wees tevrede. As jy voor daardie bord kos sit wat jou vrou vir jou gemaak het, en my vrou het onlangs vir my frikadelle gemaak met groente, en hoe geweldig dankbaar was ek, en ek het dit geniet, want het is uit die hand van die Here deur my vrou aan my voorgesit. Daai dankbaarheid om in 'n kar te klim, al is hy 20 jaar oud, dank die Here, jy kan hom nog aanskakel as brandstof in, en jy kan ry, jy hoef nie te loop nie, dank die Here vir jou gesondheid, dank die Here dat jy nog jou verstand kan gebruik, dank die Here as daar nog mediese personeel is wat jou kan help, so 'n dankbare hart, 'n tevrede hart, 'n hart wat oorloop van tevredenheid oor wat God vir my afgeweeg het, is 'n hart, vriende, en 'n lewe wat sinvol geleef word. En dan kom die res. Die Bybel sê, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. U sien of ek ryk of arm is, die Here sê hy sal my nie begewe en my nie verlaat nie. En dit bring 'n tevredenheid in my siel, vriende, wat alle verstand te bowe gaan. Om vanmôre stil te sit en te dink daaraan dat al kan almal my op aarde begewe, al kan almal op aarde my een kant skuif, al kan mense van my sleg praat, al kan mense my uit die samelewing uitstoot, die Here sê, ek is by jou. Dink aan Daniël in die leeukuil. Waarom was hy so gerus toe hulle hom in daai leeukuil afsak? Want hy het geweet, God is saam met hom daar. Die 3 vriende van Daniël in die vuuroond, God was saam met hulle daar. Waarom het die apostels hulle lewe afgelê en was bereid om as martelare te sterf? Want die Here het gesê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En miskien is jy vanmôre in 'n geweldige stryd. Miskien is daar 'n geweldige stryd in jou lewe. Dit kan wees, miskien met mense, by die werk, met siekte, miskien in jou buurt, miskien oor wat in die land en in die wêreld aan die gang is. En jou kop maal en daar is baie dinge en jy dink by jouself, ek word ouer, wat gaan van my word? My kinders bly nou oor see, almal het gevlug uit Suid-Afrika, wat gaan van my word? Gaan ek nie verarm nie? Gaan ek nie op straat sit nie? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die Here het gesê, as jy sy kind is, hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hy is by jou, elke tree van die pad op hierdie aarde, en dan sal jy ook deur die doodsjordaan dra, om veilig in sy heerlikheid te wees. Hierdie hele gedeelte gaan vir my oor, om, die Engelsman praat van 'n mind shift, om my verstand te draai in die regte rigting, om te hoor wat Pa sê, wat God sê, wat Vader sê. En ek sê met baie respek as ek sê Pa sê, want vriende, hy is ons hemelse Vader, en ons moet al die respek in die wêreld vir hom hê. Hierdie vrees en bewing, maar tog ook hierdie dankbaarheid en liefde. Begrippe wat ons nie altyd by mekaar kan uitbring nie, maar omdat ons God se heiligheid ken, sy almag ken, buig ons baie keer in vrees voor hom. Aan die ander kant, as ons sy liefde, sy genade, sy troue sorg, wat alles deel van sy karakter is, sien, dan sê ons, Here, dankie. U is meer as 'n aardse Vader. Here, u sê, u sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. U wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig. U sal my in u heerlikheid aanbring. En dit bring vreugde, dit bring blydskap in my siel. So wat sê die Bybel vir ons? God het gesê. En vriende, daar is niemand in die hemel of op aarde wat die hand van die Here kan afslaan nie. In hom is sy beloftes ja en amen. En hy sê vir ons, hy sal ons nooit begewe en verlaat nie. Ek sluit af met die pragtige woorde daar in Johannes die 10de hoofstuk. Die 28ste vers sê die Here, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand sal hulle die hand van my Vader ruk nie. Ek bemoedig jou vanmôre, God het gesê, hy is die bron van waarheid, van gesag. Alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom. Hy het gesê, hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat nie. Al is die stryd hoe vel, al is die probleme hoe groot, al is die finansies hoe min, wat ook al jou situasie, God is by jou en dit is meer werd as alles wat die wêreld jou kan bied. Vriende, kom ons leef tot eer van sy naam. Hierdie is nou die tyd van die kruis. Daar sal die tyd aanbreek wat ons die kroon sal ontvang. Die mooi so by die Here, daarom vertrou hom volhard, die oog gefestig op Jesus. Hy is die leidsman en volëinder van ons geloof. En mag u die nabyheid, die teenwoordigheid van die Here in u lewe ervaar, nie noodwendig net in 'n
gedagte van dat u weet hy's by u nie, maar ook deur die beloftes van sy woord wat u memoriseer, ter harte neem, uitleef en elke dag tegemoet gaan met vrymoedigheid en dan ook so die Here verheerlik. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.